Psalm 71. Geliefdes, terwyl ons dan nou vanmôre ook so by die herdenking van Pinkster is, hou ons die gedagte van die tema Pinkster herdenk die Gees se intrek in sy kerk. Die kerk, die Heilige Gees se amptelike intrek in sy kerk. Ons gaan daar lees uit Handelinge hoofstuk 2 uit, wat dan ook vir ons hierdie geskiedenis so mooi saamvat. Kom ons maak oop by Gesang 4, dan sluit ons voorsang af met vers 1, 2 en 3. Gesang 4 vers 1, 2 en 3. Ons maak ook oop by Gesang 224. Dan gaan ons na die fotum en die seëngroet sing ons dan vers 1 en vers 2. Van Gesang 224 net na die fotum en die seëngroet. Gesang 224 sing ons vers 1 vers 2 en dan nou as afsluiting van ons voorsang Gesang 4 vers 1, 2 en 3. Begin, ons voortsetting en ons volëinding is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, kom ons luister na die wet van die Here as 'n tugmeester na Christus toe, nie regverdiging van ons eie geloof nie, of van ons eie werke nie, ons eie dade nie, maar dat ons toevlug moet neem by Christus. Kom ons luister daarom aandagtig na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons bely dan ook ons skuld voor die Here. Hier oop te maak by Psalm 38. Psalm 38, kom ons sing vers 1 en vers 17. Psalm 38 as ons skuldbelydenis voor die Here, vers 1 en vers 17. So kom die genadeverkondiging met 'n vermaaning ook na ons deur Psalm 32 vers 1 en 5. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. My sonde het ek U bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Daarom geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verwerp,
verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank as wat hy in ongeloof en die soenverdienste van Christus bly lewe. Dit is dan ook ons geloof as kerk hier verenig. Ek gaan vir u voor met die apostoliese geloofsbelijdenis en u volg opreg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, wanneer die Here ook so vir ons aanhoor in ons skuldbelydenis, deur sy wet vir ons ook aangespreek, kan ons nou ook die wet gebruik tot dankbaarheid vir die Here. Ons leef daarom nie die wet tot ons verlossing nie, maar tot die dankbaarheid wat hy vir ons bewerk. Nou kom ons sluit af, verskoning, kom ons sing Psalm 33 vanaf vers 11. As ons danklied ook voor die Here. Psalm 33 vers 11. Geliefdes, met die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees maak ons dan ook oop by die gebeurtenis daarvan in Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2, ons gaan lees van vers 1 tot vers 18. Vers 1 tot vers 18 van Handelinge hoofstuk 2. Terwyl ons dan met die woord van die Here oop sit, kom ons verenig in gebed saam. Ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons kom staan voor U as U kerk vanmôre ook hier verenig, hier plaaslik. Saam met so baie kerke reg oor die wêreld. Here, ook met die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees, kan die kerk ook maar net kom om fees te vier daarin. Here, om herinner te word en wat dit vir ons beteken, om weer opnuut ons ook hierin toe te wy, om ons onderdanig te stel aan U Gees, gewillig, saam met U te werk, as die hoof van die kerk. Ons koning, ons heerser in Jesus Christus, wat die kerk regeer deur sy Gees, waarvan ons maar net die erfgename is, die heerlike erfgename. Hemelse Vader, wanneer ons dan vanmôre ook so voor U kom staan, weet ons is nie bevoeg om U kinders te mag wees nie. Maar U maak dit van ons deur U Gees se inwerking. En daarin, Hemelse Vader, is dit nog meer so die dankbaarheid uit ons harte uit.
Ons vra daarom, Here, dat wanneer ons ook in hierdie gedeelte lees oor die werking van die Heilige Gees, dat U dit opnuut vir ons ook sal bevestig. Versterk U ons geloof hierin. En help U ons en lei U ons deur U Gees in ons harte, om al meer en meer U gehoorsaam te mag wees. Laat U naam daarom so geheilig word, en laat U koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. Handelinge 2. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Pathers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Friege en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê hulle is vol soet wyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Tot sover uit die woord van die Here. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, ons staan vanoggend dan nou juist stil by die herdenking van dit wat daar gebeur het, die uitstorting van die Heilige Gees. En dit is 'n baie besonderse gebeurtenis wat eenmaal in die geskiedenis gebeur het. 'n Baie spesifieke tyd is van belang hierso in vers 1, waar ons lees van die Pinksterfees, of die Oesfees, soos wat die Jode ook na dit verwys het. Dis 'n Pinksterfees wat die Jode herdenk het. Dis die Oesfees wat die Jode herdenk het. En ook hierdie disippels was met die dag van hierdie Oesfees, die Pinksterfees, by mekaar. Maar spesifiek die Pinksterfees, nie enige ander Pinksterfees en enige ander jaar nie, dit is die Pinksterfees in dieselfde jaar, wat gevolg het op die Paasfees, waarin die Here Jesus gekruisig is, waar hy opgestaan het uit die graf, waarin hy later 40 dae later opgevaar het na die hemel. Die Pinkster is afgelei van die woordjie Pentakost. Die woord Pentakost beteken 50. En die woord 50 is belangrik. Dit is 'n baie belangrike getal. 'n Getal in terme van die oeste, soos wat die Here dit vir sy volk geleer het, om dit te verstaan en te herdenk elke jaar.
Die Here het dit vir hulle so ingestel in Levitikus 23 van vers 15 en 21. Daar het hy vir hulle verduidelik, hoe werk die getal dae van Paasnaweek tot by Hemelvaart, tot by die uitstorting van die Heilige Gees. Paasnaweek tot by die uitstorting van die Heilige Gees is 50 dae, Pentekoste, Pinkster. Daarom het die Jode dit genoem Pinksterfees, die 50 dag fees van die oes. Die Here het daar vir Israel alreeds geleer in die Ou Testament dat die werk van die hemelse landbouer hulle daaraan herinner moet word en dit moet gedenk soos wat hulle ook hulle oeste op hierdie aarde herdenk het. Want hy het dit vir hulle so gegee met die spesifieke tyd wat alles sou heenwys na die spesifieke jaar met die spesifieke Pinksterfees wat hulle sou vier. Die tyd rondom die uitstorting van die Heilige Gees. Jy sien, die fees rondom oestyd moes ook hulle aandag trek na God se groot oesdag, wat ons ook herdenk vandag in die kerk. Pinkster is die fees van die oes, maar 50 dae terug was die koringkorrel in die grond gegooi. Christus was 50 dae terug in die graf, die koringkorrel. God se koringkorrel in die grond. Maar hy is opgewek, soos 'n koringaar ook uit die grond uit opstaan, met 'n verheerlikte liggaam. En nie net 'n koringkorrel weer nie, maar 'n verheerliking, die koringaar self, wat veel vrug sal dra. Sy liggaam is opgeneem in die hemel, as die eersteling van die oes, en gaan die hele oes vooruit. Maar dis alles in voorbereiding van die eintlike koringoes wat dit moes sien en aanskou en moes leer in die disippels, die ooggetuie van alles wat Christus kom leer het, en gesien het toe sterf hy, gesien het toe staan hy op, gesien het toe vaar hy op na die hemel. Voorbereiding ook vanweë die dood en die opstanding van Christus, God se oes van sy kerk. Die dood van die ou mens en die opstanding van die nuwe in die hart. En dit word so prakties voorgestel. Dit word so volmaak voorgestel in Christus. Die geestelike wedergeboorte en die bekering word werklikheid in die fisiese liggaam van Christus wat sterf, die fisiese liggaam wat opstaan, die fisiese liggaam wat hemel toe gaan. Deur Christus sal die hemelse landbouer sy kerk so gereed maak as sy groot oes op die oesfees, 50 dae na Christus se dood en opstanding. Pinksterfees, Pentekoste, 50. Dit sal die boodskap wees van Christus wat gehoor sal word en verstaanbaar sal wees vir die hele wêreld. Van daar af sal die woord uitgaan. Maar eers sal die eerste oes, daai paar disippels bymekaar in daardie vertrek, op daardie stadium tegnies die hele kerk van die Here Jesus Christus, versamel wees, daar waar die ware hemelse Pinkster voltrek kom word. Sy gees eens en vir altyd aan sy kerk op aarde. Die Pinkster. Dit kan in 'n baie hoë mate beskou word as die geboortedag van die Christelike kerk, die Nuwe Testament kerk. En laat ons deel aan hierdie herdenkingsdag. Pinkster herdenk die Gees se intrek in sy kerk. Wat 'n grootse gebeurtenis waarin ons ook deel het as deel van die kerk. Handelinge sê in vers 2 en 3, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind,
En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Geliefdes, ons weet, God woon nie in huise wat deur mense hande gemaak is nie. Reeds in 1 Konings waar Salomo die tempel bou, in hoofstuk 8 vers 27 sê hy, maar sou God werklik op aarde woon? Kyk, die hemel, ja selfs die hoogste hemel kan u nie eers bevat nie. Die tempel van die Ou Testament, die kerkgeboue van die Nuwe Testament, is nie die plek waar God woon nie, maar die plek van God se openbaring, waar geleer word van God. Ons kan in geboue saamkom om te leer van God, maar dis nie die plek van God se woning. God woon in sy volk, deur woning te maak in hulle harte. So sê 1 Korintiërs 3 vers 9, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Dis die kerk. Sy oes, sy eintlike tempel, is die mense in die huis, waar die Heilige Gees daar uitgestort word. Soos wat hy ook daar versamel het. Sy eerste kerk. Sy hele eerste kerk daar by mekaar. Almal by mekaar, maar van hier af sal die Gees van God so kragtig werk deur sy kerk, dat hy die oes sal vermeerder. En kragtig sal dit wees, want die Pinkstergebeure van daar af, van Handelinge 2 af, deur die eeue, werk die Heilige Gees nog steeds kragtig deur die kerk. En dit is hoe hy wil werk. Hy het in Handelinge 2, soos in die Ou Testament voorspel, amptelik sy Gees finaal en volledig uitgestort in sy hele kerk op aarde. Om dit nooit weer te onttrek nie, of dit nooit weer weg te neem van sy kerk af. Die Heilige Gees was van die begin van die wêreld af werksaam. Die Gees van God, wat hy daar uitgestort het, is niks anders as die Gees van God, wat ook werksaam was in die Ou Testament nie. Van die begin van die wêreld af, het die Gees van God oor die waters gesweef. Dieselfde Gees, byvoorbeeld in Numeri 27 vers 18, toe sê die Here aan Moses, neem vir jou Joshua, die seun van Nun, 'n man in wie die Gees is, en lê hom die hand op. Ons moet baie versigtig wees om die Nuwe Testament kerk sommer net so te skei van die Ou Testament. Of Dawid, wat gebid het in Psalm 51 vers 13, verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Paulus sê reeds in Handelinge 28 vers 25 aangaande Jesaja, tereg het die Heilige Gees deur Jesaja die profeet tot ons vaders gespreek. Hy was werksaam in die Ou Testament, maar wat is die verskil? Wat het gebeur op Pinkster? Dis juis wat Petrus ook van melding maak in vers 16. 'n Vervulling wat juis in die Ou Testament voorspel is. Dat ja, die Heilige Gees het gewerk in die Ou Testament, maar die Here kon die Heilige Gees laat werk waar hy wou. Maar in die Nuwe Testament het hy sy kerk neergesit en sy Gees gegee vir die kerk. In Pinkster, finaal, vir altyd. Hy onttrek nie weer sy Gees nie. Die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees op al God se Nuwe Testament kerk word reeds gemaak in Joël 2 vers 28 tot 32 en so beskryf Paulus, verskoning Petrus dit ook vir ons daar in vers 16. 'n finale beslag wat die Heilige Gees sal lê op sy kerk. Maar dit is wat die profeet Joël gespreek het, sê hy in vers 16 en 18.
En in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Hy praat van die kerk. Hy praat nie van elke liewe mens op hierdie aarde nie, hy praat van sy kerk. Sy kerk wat verstrooi lê, ja, oor die hele wêreld, op elke plaaslike kerkie waar die Heilige Gees so werk. Maar in sy kerk, van daar af sal die lering uitgaan oor wie God is. Sal die woord van God verkondig word. God die Heilige Gees kom en woon in sy gelowige volk. In die Ou Testament het die Gees ook gewerk, maar hy is uitgestort op die aarde om finaal en vir ewig te bly en te werk in sy volk. En so deur die eeue en deur die geskiedenis is daar 'n geweldige stryd en 'n geweldige aanslag op die kerk. Maar die kerk bly onstuitbaar vanweë die inwerking van die Heilige Gees in die harte van mense wat hy toegewyd maak vir hom in sy kerk. Die Heilige Gees is ook nie net uitgestort aan sekeres in die kerk nie. Hy is gegee vir almal in die kerk. En daarom het almal 'n deel aan die werk van God. Dis nie omdat mense so wonderlik is nie, maar omdat die Heilige Gees 'n onwillige hart verander na 'n gewillige hart, soos hy wil. Dis kragtig en dis sterk hoe die Heilige Gees werk. Hoe kan ons tog begeer om iemand na ons hand te wil verander? Om iemand te kry om ons wil te wil doen? Ons is magteloos daarin. Maar die Heilige Gees is sterk daarin, want die Gees werk soos die Gees wil. Ons daarom, wanneer ons oplet in hierdie gedeelte, sien ons daar is 2 sinnebeelde, kan ons dit noem, by die uitstorting van die Heilige Gees. Die eerste sinnebeeld wat die sinne ruk van hierdie mense daar in die huis, is hierdie geweldige rukwind wat daar plaasvind. En tweedens is daar deur hulle gesien hierdie tonge van vuur wat op hulle hoofde kom sit het. Die wind wys van waar hierdie Gees kom. Hy kom uit die hemel uit, van nêrens anders nie. Uit die hemel uit kom die Here en hy kom woon in sy kerk. Die wind toon aan hierdie kragtige werk van die Heilige Gees in mense se harte. 'n geweldige rukwind is gewoonlik onweerstaanbaar. So erg was hierdie rukwind, dat selfs die mense aan die buitekant die donderslae en die omstandighede gehoor het. Maar hulle weet nie wat het gebeur nie. Maar die geweldigste rukwind wys ook op die hoogste werk van die Heilige Gees, om naamlik hierdie wêreld te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Het die Here Jesus gesê, as die Gees kom, in Johannes 16 vers 18, sal hy die wêreld oortuig van sonde. Dis 'n rukwind van die geregtigheid van God, van die oordeel van God. Besef van eie sonde ruk die hart. Hoe diep tref dit ons in hierdie berou van my eie mens wat so gebroken is voor God. Besef dat al my eie regverdigheid is 'n besoedelde kleed, soos Jesaja al gewaarsku het. En net Christus se regverdigheid kan my regverdig verklaar. God se oordeel ruk die gelowige telke male om te besef, ons leef voor 'n heilige God. Dink jy dit is uit jouself uit wat u weer bewus word van u lewe voor 'n God wat alles weet van u af? Die vrees van God in u hart. 'n Vrees wat eintlik genoem moet word 'n respek voor hierdie heilige God. Dit beweeg die mens. Die Heilige Gees het
het op aarde gekom om aan ons mee te deel hierdie nuwe goddelike lewe. Die ander teken is die sinnebeeld van 4 tonge. Die Heilige Gees word elke maal ook genoem 'n verterende vuur. God is 'n verterende vuur. Tonge verdeel en gaan sit op die hoofde van die disippels. In 1 Tessalonisense 5 vers 19 waarsku ook vir ons hierin as kerk, blus die Gees nie uit nie. Dit gebruik juist die woord blus, want jy blus 'n vuur. Jy blus die ywer in jou eie hart, wees die sonde in jou eie hart, hierdie ongehoorsaamheid in jouself, om nie weerstand te bied teen die sonde wat al ewig op ons aanstorm nie. En net soos vuur dus verwarm en reinig, louter die Here ook vir ons. Dis ook wat vuur doen. Die 4 tonge op die hoofde van die disippels is dan juis ook hoe die Heilige Gees hulle wil gebruik om ywerig te werk vir hom. Maar ons moet oplet na onsself. Moenie die Gees uitblus nie, of soos elders gesê word, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Verder is dit die Gees se werk om ons 'n heilige lewe te leer. Al skoner te maak met tyd, soos ons in hierdie lewe lewe. Om ons te herinner aan ons sondige natuur, bewus te maak van ons sonde, berou in ons harte te werk, die heiligheid van Christus na te streef. Dis soos vuur, die silwer louter. Om die stopsels en die onnodige goed in ons lewens uit te brand, sodat ons net die goeie kan wees voor die aangesig van die Here. Dis 'n voortdurende proses. Die vuur brand die onsuiverhede met tyd weg in ons lewens, en laat nie een van ons die ander ene wil aanjaag hier in nie. God werk op sy tyd met elkeen se hart. Met die ontvangs van die Heilige Gees is die kerk nie al op daai oomblik klaar heilig nie. Ons lees selfs later dat Paulus en Petrus met mekaar begin verskil het in die kerk oor sekere goed. Ons lees selfs dat Paulus op 'n stadium met Barnabas verskil het oor Markus in die kerk. Daar is nie so 'n ding soos 'n perfeksionisme wanneer ons lees van die Heilige Gees wat daar uitgestort is nie. Dis 'n proses wat van daar af gebeur. Die vuur gaan nog werk. Dit vat nog beproewing. Dit vra nog lyding. Dit vra nog allerhande swaar tye, soos wat die Heilige Gees sy kinders louter in die geloof. Geen perfeksionisme nie. Die kerk van die eeue word brandende ook gehou deur die ywer wat in hulle harte opgewek word. 'n Ywer vir die groot roeping wat die Here ook in hulle harte sit. Waarom is ons kerk? Wat is die doel van ons kerk? Waarheen gaan ons met ons kerk? Ons bepaal nie die rigting nie, God se woord bepaal daai rigting. Ons moet ywerig bly hierin. Hy het die kerk tot die lig van die wêreld gemaak. Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Vuur maak lig. En so ontvang hulle die genade om te kan getuig van die waarheid in Jesus Christus. In 'n mindere of in 'n meerdere mate doen ons almal dit. In ons lewens is getuienis vir die Here. Soos iemand eenmaal gesê het, dit gaan nie altyd oor die woorde wat jy praat nie, maar die optrede. Jou lewe is 'n brief van die evangelie. Daarom kon Petrus, wat 'n paar maande tevore nog bang was, daarna dat hy sy Here verloon en verraai het met die haan se kraai, bang was vir dit wat hy daar gedoen het, weer sy vrymoedigheid terugkry, om onmiddellik nadat hy die Heilige Gees ontvang het, op te staan en met mense te praat oor hierdie grootheid en hierdie almag.
Tot so 'n mate toe dat selfs 3000 mense op daai dag tot bekering kom. So wil die Gees van God ons ook reinig en vernuwe en werk voortdurend aan die brand hou. Ons moenie die vuur uitblus nie. Ons moet bidtend bly, want die stryd is werklik. Maar ons moet ook nie dink dat die Heilige Gees vir die eerste maal met daardie Pinkster toe op aarde gekom het nie. Ons weet mos van die Ou Testament. Maar ons moet besef dat hy het gekom om te bly, nie weer weg te gaan nie. Die herdenking van Pinkster. Met die koms van die Heilige Gees is die Christelike kerk nou finaal gestig, finaal gevestig op aarde, en die bose magte sal dit nooit weer kan vernietig nie. Deur die Gees van God op die Nuwe Testament kerk sal die woord van God verkondig word, waar die Here ook al sy kerk plant en plaas, want die Gees is vaardig. Dit is die groot oes van Pinkster, 'n eenmalige gebeurtenis in die geskiedenis. Eenmaal is die hele huis gevul met 'n rukwind met tonge van vuur. Dit hoef daarom nie meer herhaal te word nie. Soos Christus eenmaal gebore is en nie weer gebore hoef te word nie. Soos die Here Jesus eenmaal gesterf het aan die kruis en nie weer hoef te sterf aan die kruis nie. Soos die Here Jesus eenmaal opgevaar het na die hemel en nie weer hoef op te vaar na die hemel na sy liggaam nie. So is die Heilige Gees amptelik eenmaal uitgestort in die kerk van die Here Jesus Christus om nooit weer so herhaal te word nie. Ons moet nie nou met elke Pinkster herdenking eers bid vir die uitstorting van die Gees nie. Dit kan tog, as ons dit wil doen, tog net beteken dat ons wil ontken dat die Heilige Gees uitgestort is in die kerk van die Here Jesus. Ontken dat die huis, die gebou van God, die kerk van God nie alreeds gevul is nie. Maar laat ons dit nie doen nie. Die gebeure hoef nie weer plaas te vind nie. Dit het ook nooit weer plaasgevind nie. Eenmaal het die rukwind gekom, eenmaal het die tonge van vuur kom sit op die kerk. Eenmaal was genoegsaam. Al wat ons behoort te doen, is om met die geloof uit dit te herdenk, en so deel te bly daarvan. Maar nee, wat ons ook moet doen, is nie om te bid dat die Gees weer uitgestort word nie. Ons moet bid dat ons die Gees wat reeds uitgestort is, meer gehoorsaam sal word. Dit is waar die probleem lê. Dis nie ons wat die Gees moet kry nie. Dit is hy wat ons moet kry. Dis nie die Gees wat nou meer moet kom nie. Dit is ons wat onsself moet verloon en voor die Here gaan staan en buig voor hom. Dit is eerder ons wat die Heilige Gees meer gehoorsaam moet word. En nie die Gees moet blus nie. En nie die Gees moet bedroef nie. Ons sal baie maklik sê, maar omdat ek nou in sonde geval het, sommer die Heilige Gees van my al weggetrek. Die Heilige Gees het nie van jou al weggetrek nie, al was jou 'n duidelike waarskuwing voor jou sonde. En wanneer jy in die sonde geval het en dan kom 'n duidelike berou in jou hart, is dit nie omdat die Heilige Gees weg was, omdat jy so goed was om berou te toon nie. Die Gees het dit gewerk. Ons moet meer van onsself aan die Gees gee. Dis ons wat die Gees weerstaan, wat nie onsself as offers voor die Here wil beskikbaar stel. Ons leef in 'n wêreld waar die mens geleer word, hy's 'n individualis, hy kan doen net wat hy wil, en niemand hoef hom te bepaal nie. En ons leef alreeds in 'n wêreld, al sê hulle dit nie met die mond nie, sê hulle dit met hulle hele lewe, hulle wil God nie hê nie. Ons in die kerk moet oppas om in daai strik te trap.
Laat ons nie verskoning soek voor die aangesig van God nie. Maar laat ons in die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees sê, dankie Here. Leer my om voor U te buig. Leer my en help my om al meer van myself aan U te gee. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, U werk deur die eeue kan nie ontken word nie. U het dit vasgemaak in tyd. U het dit vasgemaak in die menslike geskiedenis. U het selfs dat U seun 'n menslike liggaam kom aanneem. U het deur die hele Ou Testament vir ons voorberei op alles wat U vir ons doen, tot die uitstorting van die Heilige Gees. Dis nie maar net 'n vaag gebeurtenis waarin ons met ons gevoelens moet probeer om deel te kry daaraan nie. Dis 'n werklike realiteit waarvan ons deur ons gevoelens eerder mislei sal word om nie daaraan deel te wil kry nie. Help vir ons, Here, om op hierdie werklikheid te staan, die waarheid. Die kerk is 'n werklikheid en dit is nie 'n werklikheid deur mense gedryf nie, maar 'n werklikheid deur U Gees wat aanhou werk en nooit ophou. Here, help vir ons om nader na U toe te staan en nie vir U te beskuldig dat U wegstaan van ons af. Help vir ons, Here, om te kom buig onder U juk. Want U juk is lig en U juk is sag. En daar's rus by U. Help vir ons, Here, om weerstand te bied teen die verleiding van hierdie wêreld. Met al die ideologieë en al die idees wat so maklik vir ons okkupeer. Maar om voor U te gaan staan. Dat ons eerder voor U gaan staan en sê, ek weet die Gees van die Here is in my hart. Here, help my om beter te luister. Open my hart al meer en meer. Help vir my, Here, om myself te verloon, my kruis op te neem en U te volg. Help vir ons, Here, om minder selfsugtig te wees en meer te sug na U toe. Dankie vir U liefde. Dankie, Here, vir alles wat U vir ons so bewerk het. Wie van ons kan dit tog ontken? Wanneer ons eenmaal ook daar voor U troon gaan staan, voor U oordeel, U regverdige oordeel, Here, kan ons weet in Christus is ons vrygespreek. In Christus is ons geregverdig. Deur die Gees het ons dit geleer ken. En U spreek vir ons onuitspreeklike versigtigings uit, Here, as kerk van die Here Jesus, as bruid van God hier op aarde. U sal ons nooit verlaat en ons nooit versaak nie. Dankie dat ons ook dit kan herdenk in hierdie Pinksterdag. Versterk ons geloof. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Liefdes, kom ons gaan dan afsluit met Gesang 231. Gesang 231. Kom ons loof en prys die Here ook na sy goedheid daar met die Gees wat hy ook in ons harte werk met vers 1, 2 en 3. Gesang 231 vers 1, 2 en 3.
ontvang dan nou die seën van die Here en gaan dan so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.